Liewe vriende, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ons is so dankbaar vir die Here vir al die geleenthede wat hy vir ons gee om sy woord te kan verkondig en dat sy woord uitgesaai kan word, wyd en suid. Ons loof die Here daarvoor en ek vertrou ook, glo in elk geval dat die bediening van Kruiskyk aan u, dat het vir u 'n seën is, dat het vir u 'n bemoediging is, dat het baie keer vir u kom oplig wanneer jy afvoel en ons prys die Here vir elke boodskap wat uitgaan, elke sangitem wat uitgaan, elke geleentheid wat daar is van lering en van bemoediging. Ons prys die Here daarvoor. Mag die Here vir u seën, mag die Here regtig waar sy liefde en sy genade in oorvloed oor u uitstort en mag ons almal bruikbaar wees vir die Here. So dankie vir die geleentheid om saam met u te kan kuier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u so baie dankie net vir wie u is. Here, elke dag wat ons met u kan praat, elke dag wat ons harte voor u kan uitstort, dit is 'n genade uit die hand van die Here uit, en ons loof u daarvoor, en ons gebed in hierdie oomblikke is, Here, besoek nou vir ons, as ons hier saam rondom u woord is, Here, hierdie halfuur, of wat ons nou saam is my gebed, dat het lewensveranderend vir iemand sal wees, Here, dat hierdie oomblikke in iemand se lewe, Here, 'n wakker sal bring, 'n lig sal opsteek, dat dit vir iemand sal help, waar hulle nou vir hulle bevind. Here, kom seën vir ons asseblief. Ek vra, Here, vergewe ons, waar ons dikwels teen u sondig, dikwels vir u teleurstel, wees ons genadig, soos wat u vir ons leer in die Onse Vader gebed, wil ons ook bid, bewaar ons van die bose. Here, want ons weet die vyand gebruik sy demone, Here, gebruik sy duiwels om mense aan te val, om mense, veral kinders van die Here, moedeloos te wil laat. Hy val ons geloof aan, want hy wil hê ons moet twyfel in u. Maar Here, ons wil vandag bely en sê, ons glo nog steeds. Ons glo in Jesus Christus. Ons glo in God die Vader en ons glo in die Heilige Gees en ons glo in God se kerk. Here, dankie dat u vir ons help daartoe om te midde van alles rondom ons te kan sê, Here, ons kies om vas te hou aan u, want ons weet u hou vir ons vas. Seën dan nou elkeen, versterk elkeen, laat elkeen bewus wees van u liefde en van u genade wat skyn oor hulle. Seën dan nou ook u woord, Here, gebruik dit in ons lewens, laat u woord wees skerper as enige tweesnydende swaard, dat het sal regsny, daar waar dinge verkeerd is in ons lewens, in Jesus se naam. Amen. Amen. Liewe vriende, voordat ek vir u gaan iets lees, wil ek eintlik dit inlei deur hierdie storie vir u te vertel. Ek gaan vir u lees hier in 2 Kronieke 10, net vers 8, en dan ook 2 Samuel 13, net vers 3, maar ek wil dit vir u inlei. So wat hier gebeur het, was natuurlik koning Salomo het vir koning Dawid opgevolg, en ons weet dat koning Salomo was hierdie baie besonderse koning gewees. Daar was net nie nog iemand soos hy nie. Hy was in pragt en praal geomvou gewees. Salomo, leer die Bybel vir ons, was die mees wyse mens op aarde gewees. Hy het die meeste wysheid gehad. Hy het 'n klomp spreuke geskryf, wat ons het hier in die Bybel. En hy het hierdie wysheid gehad om regte besluite te kon neem. Salomo was ook 'n baie mooi man gewees. En dan sê die Bybel ook vir ons dat hy was baie ryk gewees. So Salomo was iemand wat al die guns aan sy kant gehad het, as 'n mens dit so kan noem, om 'n suksesvolle lewe te lei. Nou ons weet, hy het droog gemaak aan die einde van sy lewe, maar eintlik het hy 'n baie wonderlike, fantastiese koninkryk gehad, maar soos met alle mense, moes hy doodgaan. Daar moes 'n einde kom aan sy lewe. En toe was die hele plan gewees, dat sy seun Rehabeam sal koning word in sy plek. En toe koning Salomo sterwe, toe het Rehabeam oorgeneem by hom, maar toe kom Israel, die hele volk kom toe na hom toe, en hulle vra vir hom en sê, luister, jou pa was 'n baie streng man, jou pa het baie belasting op ons gelê, hy het baie druk op ons toegepas, hy het ons met 'n eystervuis, wil 'n mens amper sê, regeer met al sy wysheid en al sy vermoëns, en nou vra ons vir jou, dat jy asseblief net hierdie las sal verlig.
En Rehabeam het geluister na die versoek en hy het gesê, kom terug, oor 3 dae dink ek, en dan gaan ek vir julle my antwoord gee. En so het hy eerstens gegaan na die oudstes, en hy het vir die oudstes gevra, wat sê julle op hierdie versoek wat na my toe gekom het, wat moet ek hiermee maak? En dan sê die oudstes vir hom, wel, as jy gunstig vir hulle antwoord, en vir hulle guns gee in hulle versoek, dan kan jy verseker wees, hulle sal altyd vir jou volg, hulle sal altyd vir jou eer as die koning. Maar dan is Rehabeam van so aard dat hy voel, ag, ek weet nie of dit die regte raad is nie, ek weet nie of ek regtig daarmee wil saamgaan nie, ek wil nie so sag lyk nie. As my pa dan so sterk was volgens hulle, dan wonder ek of ek nie met anders te optree nie. En dan sê die Bybel, en toe het hy na sy vriende toe gegaan. En toe het hy vir sy vriende gevra, wat stel julle voor, moet ek vir die mense sê? En toe sê sy vriende vir hom, man, sê vir hulle, as my pa swaar op julle was, gaan ek dit nog swaarder maak. Julle sal weet dat Rehabeam oor julle regeer. En dit is die antwoord wat hy dan uiteindelik sou terugneem, dat hy besluit toe, hierdie raad klink vir hom baie beter as die raad van die oudstes. Nou kom ek lees net vir u dan hier in 2 Kronieke 10 vers 8. Dis nou Rehabeam, maar hy het die raad van die oudstes wat hulle hom gegee het in die wind geslaan en raad gehou met die jong manne wat saam met hom groot geword en in sy diens gestaan het. So ek het sopas nou vir u gesê, wat het die jong manne gesê? Maak die druk erger. Die gevolg van dit, liewe vriende, dit is wat die Bybel sê, die raad van die ouer manne het hy in die wind geslaan, hy het dit van homself af weggegooi, en het geluister na jong manne, en die gevolg van sy besluit was, dat toe hy vir die volk hierdie antwoord gaan gee, ek gaan dit moeiliker maak vir julle, ek gaan dit swaarder maak vir julle, het 10 stamme hulle afgeskei van Juda en die Lewiete, en toe het hy net 2 stamme waaroor hy sou regeer, en daar is die 10 stamme weg. Hoekom? Omdat hy nie na die wyse raad van die ou manne geluister het nie. So die vraag wat ek wil hê ons in hierdie tydjie moet oordink is, wie is jou raadsmanne? Wie is die mense saam met wie jy jou vereenselwig? Wie is die mense aan wie jy dikwels jou lewe en jou geheime en jou probleme en alles aan toevertrou? Wat se mense is hulle? Dan is die volgende geval, is die geval van Amnon, een van Dawid se seuns. Amnon het verlief geraak op sy eie stiefsuster. En hy was so mal oor haar, hy kon sy oë nie van haar afhaal nie, en hy het gewonder, hoe kan ek haar my eie maak? En die Bybel sê, hy het met sy vriend dit gedeel, en sy vriend het toe vir hom 'n plan gegee. En die vriend se plan was, reël iets, kry dit reg, dat jy jou stiefsuster alleen kan kry in die huis, net jy en sy, en dan doen jy met haar wat jy wil doen. En so het Amnon na hierdie raad geluister van sy vriend, die vriend se naam was Jonadab, en hy het toe daar by sy pa, by koning Dawid siek gespeel, en hy het gesê, asseblief laat my suster Tamar asseblief vir my kom iets maak om te eet, en dan sal ek weer baie beter voel. En koning Dawid het nie geweet van die plan nie, so hy het ingeval daarby, hy het gereël, en Tamar het alleen na Amnon se huis toe gekom, hy het die bediendes en almal uitgestuur, gesê wil alleen wees saam met haar, en toe het hy in sy welis, het hy haar verkrag. En nadat hy haar verkrag het, sê die Bybel, het hy 'n afskie in haar gekry. Hierdie meisie wat vir hom so beeldskoon was, hierdie meisie van wie hy nie sy oë kon afhaal nie, omdat hy na die bose raad van 'n vriend geluister het, het hy hierdie meisie verkrag, haar lewe verongeluk, maar ook sy eie lewe verongeluk. Hierdie meisie Tamar se broer se naam was Absalom. Absalom het dit te hore gekom. Hy het geweet wat het gebeur, en die Bybel sê dat Absalom het vir 2 jaar met hierdie geheim geloop. Hy het vir haar gesê, moet vir niemand daarvan sê nie, los dit net so alles af.
Maar Absalom was kwaad, hy het met bitter in sy hart geloop, en 2 jaar later, toe almal gedink het, almal het nou vergeet van hierdie situasie, het Absalom 'n partytjie by sy huis gereël, en het al sy broers en susters genooi om te kom, en toe het hy daar manne gereed gesit en gesê, ek gaan hulle lekker drank gee, ek gaan hulle dronk maak, en wanneer hulle lekker dronk is, dan slaan julle vir Amnon dood. En dis wat gebeur het. Omdat Amnon geluister het na die raad van 'n vriend. Nou, liewe vriende, wat ek graag hier wil oordra, is dat ons moet baie versigtig wees wie ons as ons vriende sien. Ons moet baie versigtig wees wie ons as ons raadsmanne sien. Ons moet baie versigtig wees oor wie is die mentors in ons lewens. Ons moet mentors hê. Ons moet mense hê met wie ons kan praat. Maar ons moet versigtig wees met wie ons praat. Want jy sien, as ons kyk hier na Rehabeam, dan gaan hy na vriende toe, hy luister nie na die ouer manne nie, hy gaan na vriende toe, en hy vra vir hulle, maar hierdie vriende is saam met hom. Die lewe wat vir hom voorlê, moet hulle ook nog lewe. Die ouer manne het al klaar hierdie lewe gelei. Die ouer manne kon vir hom raad gee uit hulle lewenservaringe uit. Hulle het daarom al vir koning Saul sien kom, hulle het vir koning Dawid sien kom, hulle het vir koning Salomo sien kom. So as Rehabeam vir hulle raad vra, dan kan hulle vanuit hulle ervaringe met vorige konings, kon hulle met hom deel. Maar hierdie jong manne is presies waar hy is. Hulle toekoms lê nog voor, maar hulle weet nie hoe lyk die toekoms nie. Hulle weet nie wat is die beste besluite om te neem nie. En dit het daartoe gelei, dat beide Rehabeam en Amnon na die verkeerde raad geluister het, en dit het hulle lewens verongeluk. En daarom vra ek weer die vraag, wie is u raadsmanne? Na wie toe gaan u? Wie vertrou u met u lewensgeheime toe? Want jy sien so dikwels, dan gaan deel ons met die verkeerde mense, want ons voel oortuig, dis die beste mense. Jesus het self gesê, nie almal wat sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie. Nie almal wat sê, broer en suster, nie almal wat lyk asof hulle reg is altyd reg nie, is altyd die beste vriend nie. En daarom moet jy versigtig wees, wie jy vir jou raad laat gee. Want jy sien, ons is dikwels geneig, dit is ons baie keer hierdie hele gedagte van, in Engels sê hulle, the majority rule. As almal so voel, dan moet dit seker reg wees. Jy sien, vandag gaan dit eintlik nie meer oor wat reg of verkeerd is nie. Die vraag is, dink die meeste mense so? En as die meeste mense so dink, dan moet dit reg wees. En dit is die foute wat Amnon en wat Rehabeam gemaak het, en wat baie na hulle gemaak het, en wat baie voor hulle gemaak het. En dit is naamlik, dat hulle na die verkeerde raadgewers geluister het. En my liewe vriend, in hierdie dag, as jy die beste raad wil hê, as jy goeie raad wil hê, maak seker dat jy die Bybel naby jou hart hou. Maak seker dat jy die Bybel lees. Maak seker dat jy toelaat dat die Bybel met jou praat. Luister na die woord van die Here, want die woord van die Here is 'n lig op jou pad en is 'n lamp vir jou voet. Die woord van die Here sal altyd vir jou die regte weg aanwys. As ons net daarna wil luister, die woord van die Here het al die antwoord op al die vrae waarmee ons loop. Ja, ons het dikwels nodig dat iemand ons daarmee help, maar die woord van die Here is die beste riglyn. En as ons op mense vertrou vir hulle menings, dan moet u verstaan, as u met 'n situasie na 10 verskillende mense sou gaan, op verskillende tye, dan gaan jy heel waarskynlik 5 of 6 verskillende raad kry uit die 10 mense uit. Dan gaan 1 of 2 wees wat dalk dieselfde raad sal gee, maar die meeste van die tyd het elkeen 'n ander idee, volgens hulle oogpunt,
volgens hulle agtergrond. Jy sien, as jy voel dat jou huwelik is nie gelukkig nie, dan kan jy nie sommer met 'n geskeide persoon gaan praat wat self daardeur is nie. Want jy sien so dikwels, wanneer jy vertel wat jou man, sê nou maar is die vrou wat kla, het kan nou die man ook wees, maar sê nou maar jy kla oor wat jou man alles aan jou doen en hoe hy jou behandel, en jy praat met die verkeerde persoon, dan beleef hierdie persoon wat self deur dit is, beleef die kwaad en die haat van vooraf, en die raad wat daardie persoon vir jou gee, is nie helder, nugter denkende raad nie, dis vanuit haar eie seer en haar eie pyn, en dis asof sy wil hê, jy moet jou man straf vir wat haar man aan haar gedoen het. So jy moet so versigtig wees met wie jy praat. Want jy sien, liewe vriende, verkeerde raad kan jou lewe in die ongeluk dompel. Verkeerde raad kan jou toekoms bederf. Amnon kon moontlik as een van die konings, as een van die seuns van die koning Dawid, kon hy moontlik 'n opvolger gewees het vir die troon. Maar as gevolg van hierdie verkeerde raad wat hy na geluister het en wat hy gevolg het, het hy sy eie lewe verkort. Hy het alle kanse daarop van homself beroof. Hy het 'n suster van hom se lewe verongeluk. Sy het in afsondering gaan leef. Ons lees nie weer regtig van haar nie. Jy sien, liewe vriende, die verkeerde besluite wat 'n mens doen, mors baie keer ander mense se lewens op. Dit verongeluk ander mense se lewens. Dink maar aan, liewe vriende, en dit is hartseer dinge. Ek praat nie maklik daaroor nie, of noem dit nie net maar maklik nie. Maar hoeveel mense het nie al hulle lewens verloor, omdat iemand agter 'n stuurwiel ingeklim het, onder die medewete van vriende, maar daardie persoon is onder die inklank van drank. En hy klim in sy motor, en in steede dat sy vriende hom uit die kar uit ruk en sê, jy sal nie agter die stuurwiel aanklim nie, laat hulle hom toe om agter die stuurwiel in te klim, net om in 'n ander kar in vas te ry en mense se lewens te neem. Want uit verkeerde raad het hy ontvang. En so is dit belangrik, dat ons in hierdie tyd waarin ons leef moet besef, dat die woord van die Here is ons riglyn. Die woord van die Here is ons lig. Hy is die skietlood in ons lewens. Ons moet altyd ons besluite en wat ons doen, moet ons meet aan die woord. Selfs as mense vir jou raad gee en dit klink goed, dan moet jy dit gaan meet aan die woord. Daarom dat ek altyd sê, elkeen van ons behoort iemand ouer as ons te het, met wie ons dinge net kan deurpraat. Dat ons dalk raad kan kry, en dit beteken nie dat jy altyd hierdie persoon se raad gaan neem nie. Maar iemand wat anders na die lewe kyk, iemand wat al die lewe ervaar het, en iemand wat al baie ander mense se lewens, situasies ervaar het, is beter om na te luister, as iemand wat nog nie die lewe ken nie. Daarom, jong mense, julle moet iemand kry in julle lewens, wat ouer is, heel wat ouer is as julle, wat tyd met julle kan spandeer, waar julle kan deel wat in julle koppe aangaan, wat in julle gevoelens aangaan, en iemand wat dalk net nodig het, om bietjie kalmte in jou lewe te bring, maar jy moet daai persoon kan vertrou. Jy sien, elke maand in my lewe, elke maand is daar 'n dag wat ek gaan sit, saam met manne wat 70 en plus is, ouer as ek, en dan sit en praat ons net. Ek deel met hulle wat in my hart aangaan, wat ek voel, wat ek beleef, wat ek droom oor, weet al daai tipe van dinge. En baie keer het dit al gebeur, dat ek so opgewonde is oor 'n plan, en oor 'n gedagte wat by my opgekom het, en wanneer ek dit met hulle deel, dan voel dit op die oog af, asof hulle water daaroor gooi. Maar die werklikheid is, hulle help my om beter perspektief te kry. Hulle help my om ook uit 'n ander hoek uit, na dieselfde situasie te kyk, en nie net vanuit my eie hoek uit nie. En dit help dan vir my, om beter besluite te kan neem.
Maar dit help ook vir my dat ek mense kan toelaat wat vir my kan help om my ook in klein te hou. Jy weet, die mense met wie ek praat, hulle weet wat in my hart aangaan. Hulle weet wat ek voel die Here vir my sê om te doen en wys om te doen. So hulle onthou wat ek vir hulle sê. En as ek môre met 'n nuwe ding wil kom en sê ek is nou so opgewonde oor dit of dat, dan vra hulle vir my, hoe pas dit in by die visie? Hoe pas dit in by die plan wat God vir jou gegee het? En dan moet ek myself weer terugbring en sê, pas op Johnny, pas op wat jy nou gaan besluit. En dit is belangrik, liewe vriende, dat ons elkeen iemand in ons lewe moet het, wat bereid is om tyd saam met ons te deel, wat bereid is om na ons te luister, wat bereid is om ook vir ons raad te gee, en ons hoef nie al die raad te neem nie, ek wil dit baie duidelik stel, maar dat jy ten minste net nog 'n ander perspektief kry op dieselfde situasie. Rehabeam hoor die raad van die oudstes, hy het 'n perspektief. Hy hoor die raad van sy vriende, hy het nog 'n perspektief. En nou wat hy nodig het om te doen, is om vir homself af te vra, watter van hierdie mense het die meeste ervaring van die lewe? Watter van hierdie mense het al onder konings gedien en gesien die foute wat hulle maak en die dinge wat hulle reg doen? Wat is die beste om te kies? En so het ek en u nodig. So my liewe vriend, op die ou einde eintlik kom dit net daarop te neer. Eerstens, laat die woord in jou lewe spreek. Laat die woord vir jou rigting gee. Moenie die woord verdraai om by jou planne te pas nie, maar om helder daarna te luister. Ek het al te veel mense gehad wat vir my kom sê, ek gaan van my vrou skei, want die Here het vir my gesê, ek moet dit doen, ek moet vir my 'n beter vrou kry. Dis van die duiwel af. Maar hulle misbruik die woord, en hulle vat selfs die woord, om daai verkeerde besluit te neem, want dis wat hulle wil neem. Hoeveel keer was daar nie valse profete in Israel gewees nie? En die valse profete het altyd gesê wat die koning wou hoor. En hoeveel konings, liewe vriende, u kan gaan lees in die Bybel, hoeveel konings het nie met hulle lewens geboet nie, omdat hulle geluister het na valse profete. Ek dink altyd aan Micha as 'n profeet. Die koning het nie baie van hom gehou nie. Die koning het gesê, hy profeteer niks goeds oor my nie. Maar Micha, die koning, probeer waarsku en vir hom gesê, jy moenie in hierdie oorlog betrokke raak nie, want dit wat jou ander profete vir jou sê, dis leuns wat hulle vir jou sê, jy gaan nie lewendig uit hierdie oorlog uitkom nie. En dan sê die koning, man, sien jy, hy kan niks goeds oor my profeteer nie. En dan sê Micha in 'n stadium, gaan, dit sal suksesvol wees. En dan sterf die koning in die oorlog, want hy het geluister na wat hy graag wou hoor. So liewe vriende, ek wil vandag net vir u dit sê, pas op vir die raad waarna jy luister. Pas op vir wat mense vir jou sê, wat jy weet, is nie reg nie, maar dit klink vir jou reg, want dit is dalk graag wat jy wil hoor. Jy bedank jou werk, jy gee dinge op wat jy veronderstel was om te moet laat werk, maar jy gee dit op omdat jy geluister het na verkeerde raad. Kom ons maak die woord ons raadgewer. Kom ons kry mense in ons lewens wat vir ons kan help ook om nugtere besluite te neem. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons kom in hierdie oomblikke voor u en ons, Here, wil net vir u aanbid. Ons wil net vir u prys en eer. Ons wil sê dankie, Here, dat u nie net daarmee bemoeid is dat ons gered moet word nie, alhoewel dit die heel belangrikste is, maar dankie dat u ook vir ons wil help om 'n vreedsame lewe te kan lei. Maar dit gaan gepaard daarmee dat ek ook die regte besluite moet neem. Help ons dan, Here, dat as ons na enige raad luister, help ons om altyd te vra, hoe strook dit met die woord van God? Ek bid nou vir mense wat by keerpunte in hulle lewens staan, wat besluite moet maak. Here, dat hulle sal besef, het gaan nie oor waar die meeste geld lê nie, in die eerste plek nie, maar dat hulle versigtig sal wees, goeie raad sal kry, sodat hulle die regte besluite kan neem, waarop die seën van die Here rus. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.